Goeiedag. En vandag is dit Johannes hoofstuk 14. Ons is oor die halfpadmerk. Net 'n kort inleiding tot Johannes 14. Ja, ons het almal al op die rand van die onbekende gestaan, nie waar nie. Daardie oomblik wanneer die pad vorentoe vervaag en die grond onder jou voete minder as solied voel. Miskien is dit 'n groot besluit wat voor jou lê. Miskien 'n persoonlike verlies, of net die warrelende chaos en berge wat voor jou opspring van die wêreld. Vandag open ons net vir 'n oomblik, waar selfs die naaste vriende van Jesus presies daardie soort onsekerheid in die gesig gestaar het, nê? Wat het hy, Jesus, vir hulle gesê, toe hulle harte so ontsteld was? Kom ons lees en luister en kyk wat Jesus ons vertel, ons leer en ons verseker. Johannes 14 vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek, Jesus, gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waartoe u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en jy ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek, Jesus, dit doen. En dan sê Jesus vir hulle dat die Heilige Gees sal by julle bly, nee, vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas die Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie.
En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op en laat ons hiervandaan weggaan. Tot sover vandag. En dan net 'n naskrifie vir 'n bietjie meer duidelikheid. Om Johannes 14 af te sluit, behoort ons Jesus te vra wat God in ons lewens sien verander. Voel dit asof hierdie hoofstuk ons direk na ons innerlike postuur en ons uiterlike praktyk verwys. Dink daaraan, Jesus praat oor gekwelde harte, oor geloof in hom, Jesus, oor liefde vir hom deur sy gebooie te onderhou, oor die Heilige Gees wat in ons woon en oor vrede. Waarop kom dit alles vir ons op neer? Miskien wil God sien dat ons wegbeweeg van iets, dat ons wegbeweeg van angs na vertroue toe, van harte wat maklik ontsteld word deur die onbekendes van hierdie wêreld tot 'n diep, blywende vertroue in sy voorbereide weg en sy teenwoordigheid met ons. Om dit te kan doen, moet daar 'n liefde vir God wees, wat eg en opreg is. Dan hoor ek dat God wil hê, ons wegbeweeg van 'n voorwaardelike liefde tot gehoorsame liefde. Van 'n liefde wat abstrak of gerieflik is, tot 'n liefde vir Jesus wat prakties uitgedruk word deur ons bereidwilligheid om sy leringe in die Bybel te volg en te leef soos hy geleef het. En om dit te kan doen, moet ons die Bybel daagliks lees, elke dag van ons lewe. So die verandering wat God begeer, gaan nie net oor om meer te doen nie, maar om meer in lyn te wees met sy hart, om sy Gees toe te laat, om ons vrese in geloof te omskep, ons strewe in oorgawe, en ons pogings in ware liefdevolle gehoorsaamheid. Dit gaan daaroor om te leef, asof ons werklik glo dat hy gegaan het om 'n plek vir ons voor te berei, en dat hy werklik in ons woon. Dierbare Hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, driemaal heilig. Ons dank U vir U woord en lering in Johannes 14, Here, vir die diepgaande waarhede wat ons vandag deur die Heilige Gees ontvang. Dankie dat U Uself aan ons openbaar in en deur Jesus Christus. Ons bid en sê dankie in die kosbare naam van Jesus, ons goeie herder en verlosser. Amen.